Daar's 2 dinge wat jou hart regtig diep raak. Wat soos 'n pyl tot in die middel van jou hart skiet en dan jou menswees, jou geluk en vrede diep raak. Die een is die raakleef van iets wat jou roer. 'n Mooi sonsondergang, landskappe wat jou asem wegslaan. Die besef van die wonder van die lewe van 'n klein pasgebore baba. 'n Goeie toneelstuk of fliek wat jou emosioneel raak. Die lekkerte wat jy ervaar as jy beleef dat iemand regtig vir jou omgee. Die liefde en vrede wat jy ervaar wanneer jy iewers God se sagte aanraking in jou hart voel. En dan is daar die pyle wat diep seer maak. 'n Groot verlies. Die gevoel van verlatenheid of verwerping, eensaamheid. Die woorde van iemand wat jou menswees raak. Die gevoel van nie goed genoeg wees nie. Baie van hierdie pyle tref reeds ons harte van kleins af. Van die goedbedoelde woorde of optrede van ons ouers, ons broers en susters, ons eerste maats of vriendekring. Van baie van hierdie pyle is ons nie eens bewus nie. Doordat iets gebeur wat aan daardie letsel, goed of sleg, van ons hart raak. Dan sê ons iets en tree op maniere wat ons self nie eens kan verklaar nie. 'n Wyse oupa gesels eenmaal met sy kleinseun oor die lewe en gebruik die metafoor van 2 beere wat in ons harte bly. Die een beer is goed, mooi en bring die beste in ons na vore. Hy is ons vriend en gee om vir ons. Die ander beer is vyandig, kraak af, maak seer en maak ons onseker en bang. Nadat die oupa lank hieroor gesels het, vra die seentjie, nou oupa, watter een van hierdie 2 beere wen dan altyd? Waarop die oupa antwoord, my kind, die een wat jy voed, hy is die sterkste. Kom ons bid saam. Here, vandag kom sit ek by u met die pyle, die goeie en die slegte letsels wat die lewenspyle in my hart gebring het. U ken die oorsprong van al daardie dinge. Die leuns wat hulle self in ons harte tuis gemaak het en die waarhede wat u liefde en sorg bevestig. Vandag bid ek, Here, dat u asseblief die waarheid van Jeremia 29 vers 11 in my hart sal laat groei. Daar waar u sê, ek weet wat ek vir jou in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met jou sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat jy hoop vir die toekoms moet hê. Dankie, Here, daarvoor. Ek leef vandag met hoop. Amen.